Goeiedag, het is 'n voorreg om saam met u rondom die woord te kan wees. En ons bid dat die Heilige Gees ons sal lei om waarlik te verstaan wat die Here vir ons wil sê. Ons gaan vandag lees uit 2 Timoteus 4. En dit gaan oor die hardloop van die wedloop wat God vir ons gee. Eintlik die teksvers, fokusvers is 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Dis wat Paulus skryf. En hoe kan hy dit sê? Wat is die wedloop waarvan hy praat? Kom ons lees net eers 2 Timoteus 4 vanaf vers 1. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol. Tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Dis ook 'n spesifieke bediening wat Timoteus het. Wat my betref, ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur. En dan hierdie vers 7. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig eindtyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Hoe werk hierdie uitspraak van Paulus? Wat is hierdie wedloop waarvan hy praat? Waar hy kan sê, ek het die wedloop afgelê, die wenstreep bereik. Is dit hierdie wedloop, die rotte resies wat Paulus gewen het, en dit uiteindelik nou reg gekry het om oor die rotte resies te kan kom? Is dit 'n wêreldse prestasiewedloop? Is dit 'n wedloop om maar net tot by die einde van jou lewensjare te kom? Of is hierdie wedloop 'n geloofswedloop vanuit jou verhouding met God, wat jy inderdaad kan voltooi, wat sin en doel het, wat al is dit soms moeilik, tog binne my verhouding met God groot vreugde en vrede en vervulling bring. Wat is die rotte resies en hoe keer ons dit dat dit die lewensgeloofswedloop wat die Here vir my eintlik gee om te hardloop, dat dit keer dat ek dit hardloop, of dat ek dit nie voluit kan hardloop nie. Wat is 'n aanval op hierdie lewensgeloofswedloop wat die Here vir my gee? Nou, jy weet self, ons leef in 'n tyd waar oorwerktyd die norm is. Nou, jy moet eintlik een keer in jou lewe uitbrand, anders dan jy nie jou kant gebring nie. Uitbrand is amper iets wat jy op jou CV kan sit. Dink maar net, is vir jouself, as jy by iemand kom en hy sê, ja, ek werk maar my 8 ure, 5 dae 'n week, 40 uurtjies, en iemand kom by jou en hy sê, ja, maar my sport en my gesin en my werk en my kerk en my ontspanning, en ek slaap genoeg, ek kom by alles uit. Wat gaan jou eerste gedagte wees? Jy gaan dink daai persoon is 'n frats, of eintlik gaan jy maar dink daai persoon bring nie eintlik sy kant. Daar word eintlik in ons kultuur vandag verwag dat jy buite balans jouself moet doodwerk, so asof alles afhang van hierdie bepaalde projek of dingetjie wat jy moet doen. So dikwels, veral vandag, ten koste van verhoudinge. Verhoudinge in die algemeen, maar ook ouer-kind verhoudinge en huweliksverhoudinge. Ten koste van gesondheid en 'n gebalanseerde lewe, ten koste van jou geloofslewe en groei in jou geloofslewe. Ons almal praat baie keer nou van om gebalanseerd te lewe, maar baie keer realiseer dit nie in ons lewens nie. En hoe gaan Paulus dan nou praat van hierdie wedloop wat voltooi word? Want Paulus sien hierdie wedloop bietjie anderster. Hy sien dit nie as die rotte resies nie. Hy sien dit nie as 'n wêreldse prestasiewedloop nie. Hy sien nie as om 'n bucket list wat jy moet alles afteken. Nou het ek by die einde en tot die voltooiing van my wedloop gekom. Hy sien dit as die wedloop wat God vir hom uniek gee binne sy lewe. Ons elkeen het 'n spesifieke doel en dis nie om 'n rot in die rotte resies te wees nie. As ons effektief rotgif wil hê teen die rotte resies, as ons die ware wedloop wil hardloop, dan moet ons in die eerste plek ons denke verander. Ons denke oor, wat is eintlik ons roeping? Hoekom is ons eintlik hier? Wat is regtig belangrik? Ons moet ons denke oor 'n gebalanseerde lewe verander. Mens kry dit in Romeine 12. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Of in Spreuke 4 vers 23, wees veral versigtig wat in julle hart omgaan, want dit bepaal die lewe, dit wat in die sentrum is van jou bestaan. So
Jy moet eers anders dink. Jy kan nie net bloot jou gedrag verander nie, as jy nie eers jou denke verander nie, want jou denke is eintlik waar jy vasgeanger is. Jy kan jou gedrag nou 'n klomp goedjies doen, maar op die ouend word jy teruggeruk na wat jou eintlike denke is. Vir 'n tyd lank gaan dit baie keer goed, en ons weet, as ons onsself nou voorneem om iets te doen, maar jy het nie regtig jou denke verander daaroor nie, dan kom jy maar weer terug na waar jy was. Kom ons gaan kyk, hoe moet ons anders dink, en hoe moet ons dit praktyk maak van ons lewens. Nou, die teksvers staan daar, ek het die goeie wedstryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Nou, dadelik plaas dit in 'n geloofsperspektief, en binne 'n verhouding met God. Ek het die goeie stryd gestry, sê die ou vertaling. En wat is hierdie inhoud van hierdie stryd, hierdie wedloop? Nou, hierdie wedloop is amper die oorspronklike taal dui ook op hierdie pad wat jy loop vir 'n bepaalde tyd, waar die Here jou op plaas, en om daardie pad met volharding te hardloop. En Paulus verstaan daar's 'n spesifieke lewenswedloop met 'n spesifieke inhoud ook vir hom. Hy kry 'n bepaalde spesifieke taak. En ons sien dit hierso dat na Paulus se bekering kry hy inderdaad 'n sekere roeping en 'n sekere taak. Nou, miskien net so in hierdie preek en hierdie gedagtes aanvaar eintlik dat jy die Here ken, dat jy in 'n persoonlike verhouding met die Here is. As jy nie in 'n verhouding met die Here is nie, dan gaan dit baie keer nie vir jou sin maak nie. Want dan word jou lewensdoelwitte maar bepaal deur die horisontale en deur mense en hier en die nou. Maar wanneer jy eers by die Here uitgekom het, en wanneer Jesus Christus jou koning en jou verlosser is, die feit dat jy Christus wat in die aarde toe gekom het en vir jou sondes betaal het, en wat jou vrygekoop het van 'n doodsbestaan, in die geloof omhels en so 'n kind van God geword, dit bepaal alles. Dit verander alles. En as kind van God, gaan sê ou, wat is dan hierdie geloofswedloop? Wat is hierdie wedloop as kind van God wat ek moet voltooi? Dis waaroor dit gaan. En ons sien dit hier by Paulus ook, dat as hy tot bekering kom, dan sien ons hoe die Here vir Ananias eintlik sê oor Paulus. Dan sê Paulus, die Here vir Ananias, ek het hom, dus Paulus, gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidene nasies en hulle konings, en ook onder Israel. Dan daar word 'n sekere taak vir Paulus gegee. As Paulus voor die Joodse raad is, dan in Handelinge 23 vers 11, dan staan daar, daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê, hou moed, hier in Jerusalem het jy vir my getuig, so moet jy dit in Rome ook nog doen. So Paulus word gelei deur hoe die Here hom lei, en die plan en die doel wat die Here vir hom gee. Nou, Paulus gebruik baie dan hierdie vergelyking met die lewe as 'n wedloop, maar dan 'n spesifieke wedloop wat jy moet hardloop. Jy moet weet hoe om hierdie wedloop te hardloop, en watter wedloop. Daar staan in 1 Korintiërs 9, daar word gepraat van, weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop dan sodat jy die prys kan wen. Almal wat aan die wedstryd deelneem, ons sê hulle allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te kry, maar ons 'n onverganklike oorwinnaarskroon. Ek hardloop, en dis eintlik wat ek die fokus wil op sê, ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan nie soos 'n bokser wat in die lug slaan. So Paulus sê, ek moet hierdie ding doen, en ek moet dit so doen, sodat die Here tevrede gestel word, want dis waar ek die ewige oorwinnaarskroon kry. Maar ek moet weet wat ek doen, ek slaan nie in die lug nie, ek is nie van my doel onseker. Hierdie wedloop wat Paulus die lewe mee vergelyk, is dis nie vaag en doelloos nie, daar's 'n mikpunt. En hy hoor by die Here, wat is hierdie doel? Hebreërs 12 vers 1, terwyl ons so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, laat ons die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Los die sonde, los dit wat ons terughou, en hardloop die wedloop wat God vir jou gee met volharding. 'n omlynde rede vir ons bestaan hier. En ons kry dit ook Efesiërs 2 vers 10, waar daar staan, God het ons gemaak, wat ons nou is in Christus, weer verhouding met die Here in die eerste plek, het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade, waarvoor hy ons bestem het. God beplan vir jou goeie dade. Daar's 'n bepaalde doel wat God vir jou lewe het. Selfs die Here in Here Jesus Christus in Johannes 17, sê hy, ek het u op aarde verheerlik, deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. 1 Timoteus 6 vers 14, voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit, tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom.
Of Psalm 139, waar hy sê, U het my al gesien toe ek ongebore was, al my lewensdae was in die boek opgeskrywe nog voor ek gebore is. Aan mekaar gewewe van die skoot van sy moeder, en tog ook lewensdae opgeskryf. God het 'n plan vir jou lewe. Dis die punt. Die Here het 'n spesifieke doel en roeping en wedloop vir jou as kind van God. God wil hê jy moet bepaalde dinge doen, 'n bepaalde lewe leef, bepaalde doele te bereik, bepaalde wedloop voltooi. Maar rotteresies kry die oorhand as ek in my eie denke en vanuit my eie omstandighede inskryf vir die 200 meter, die 1500 en die 3000 meter, terwyl God het my eintlik net ingeskryf vir die 1500. Wat is God se plan? Wat is God se prioriteit? Wat is eintlik belangrik in hierdie lewe wat ons het as kinders van God in hierdie tyd wat ons op aarde is? As ons nie God se doel en plan vir ons en God se doel en plan en roeping vir ons lewe verstaan, ken en leef nie, dan is ons hoofkandidaat om te kwalifiseer as hoofrot van die rotteresies. Want God sal nie van jou meer vra as wat jy kan doen nie. God sal nie van jou meer vra as waarvoor jy tyd het. Natuurlik in die krag van die Here. As jy uit eie krag gedoen, dan gaan altyd veel meer wees as wat jy kan doen. Maar as kind van God, gaan God nie van jou meer vra as wat hy deur sy gees in jou kan doen. Hy gaan nie vir jou meer vra as waarvoor jy tyd het. Maar wat is dit wat God vra? En ons het almal 'n pakket van lewe, né? Baie keer dink ons, ja, ek het hierdie roeping om hierdie beroep te beoefen. En dan word hierdie beroep beoefen ten koste van 'n klomp ander dinge. Maar jy het altyd 'n pakket van lewe wat jy in balans tot eer van God met oorgawe moet leef. Wat is jou pakket? En elkeen verskil bietjie. Sekerlik sal dit insluit die beroep. Paulus sê ook in 2 Tessalonisense 3, waar hy sê, toe ons nog by julle was, het ons uitdruk gesê, iemand wat nie werk nie, moet ook nie eet nie. Dit is die beginsel van, in Efesiërs 4 vers 28 sê ook, dat jy moet werk, sodat jy jou lewensonderhoud kan voorsien, en ook aan die armes kan gee. Paulus was inderdaad ook 'n tentmaker van beroep. So, jy het jou beroep, maar dat jy ook jou gemeente waarvan jy deel is. Jy is deel van Christus, daarom ook deel van sy liggaam, in 'n bepaalde gemeente, waar jy moet diens lewer. Romeine 12, 1 Korintiërs 12 dui op die verskillende gawes wat jy kry tot opbou van ander, en sodat elkeen sy funksie kan vervul. Of selfs binne die gemeente konteks om eredienste by te woon. Hebreërs 10 vers 25, moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly nie, wat dan die eredienste insluit. Of Handelinge 2, waar almal getrou by die tempel bymekaar kom het en van huis tot huis bymekaar gekom het. En so jy het verantwoordelikheid, die pakket van jou lewe is sekerlik ook jou gemeente, 'n geloofsgemeenskap waarvan jy deel is as kinders van God. Jy het jou gesin en jou familie. As jy dalk getroud is, dan is dit deel van jou pakket. En die huwelik, sê Hebreërs 13, moet eerbaar gehou word en jy moet getrou wees aan mekaar. En ja, Genesis 2 wat ook sê, 'n man moet sy pa en ma verlaat, saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Dit is 'n belangrike prioriteit. As jy getroud is dit deel van jou lewenspakket wat God vir jou gee, wat jy in balans moet doen tot eer van God. Of as jy kinders het, dan is dit deel van jou pakket wat jy in verantwoording teenoor die Here moet doen. Efesiërs 6 sê juist dat jy jou kinders nie moet behandel dat hulle opstandig is nie, maar maak hulle groot met tugge vermaning soos die Here dit wil. Jy moet jou kinders begelei. Of familie. 1 Timoteus 5 praat van 'n weduwee, as hulle kinders of kleinkinders het, moet hulle allereers hulle verpligting teenoor hulle eie familie nakom en hulle ouers op so 'n manier versorg. Dit is God se wil. So familie en die familie wat jy het deur God gegee, is ook deel van jou pakket. Of dan baie keer jou ouers, eer jou vader en jou moeder is 'n belangrike gebod. So binne jou familie, of jy nou in die huwelik is en kinders en familie, ouers, dis deel van jou pakket is juis dan jou gesin en jou familie. Jy het jou beroep, jy het jou gemeente, jy het jou gesin en familie, jy het jou om te oefen, gesond te lewe, jou liggaam. 1 Korintiërs 13 sê, weet julle nie dat julle tempel van die Heilige Gees is nie? 1 Korintiërs 3 vers 16 sê dit. Wat daarmee saamgaan is om te rus en te herlaai in vakansie. Markus 6, as baie mense het gedurig gekom en gegaan, en dan die Here sy disippels gevat en hulle het een kant toe gegaan, want hulle het selfs nie eens kans gekry om te eet nie. En toe sê hy vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek en rus 'n bietjie. Ons moet ook werk met die ding van ons moet leef vanuit die rus. Met ander woorde, nie as ons
uitgedreineer is, nou kan ons nie meer, noem dit weer 'n bietjie. Jy moet so rus dat jy vanuit 'n volheid kan oorloop en aanhou oorloop. So gereeld rus is deel van die pakket van jou lewe. Deel van die pakket van jou lewe is om te dink en te beplan. Spreuke 21 sê 'n hardwerkende mens, wat 'n hardwerkende mens beplan is nuttig, maar elkeen wat oorhaastig is, stuur af op gebrek. Wie Spreuke 14 vers 15, wie ervaring kort kom, glo alles wat gesê word. 'n Verstandige mens oorweeg elke tree wat hy gee. Tyd om te dink en om koers van jou lewe te oordink is fundamenteel deel van jou lewe. So met hierdie klompie goed wat ek nou genoem het met begronding van die skrif sê, jy het 'n pakket van lewe. Jy kan nie net een kies, jy het 'n pakket van lewe. Wat is jou pakket van lewe wat jy van God ontvang? En dan moet jy hierdie pakket lewe in balans tot eer van God. En dit beteken, hoe doen mense dit? Dis om in elke aspek, maar ook in geheel prioriteite te bepaal, sodat jy by die geheel daarvan kan uitkom. Ek moet voor die Here uitmaak binne my unieke pakket. Wat is die hoeveelheid tyd wat ek aan wat moet gee? Wat is die top dinge, die top 16 in my prioriteitslys? Want daar is waarskynlik meer, maar ek gaan net by die eerste 16 uitkom. Daar is nie meer tyd vir meer nie. Maar voor die Here moet ek gaan bepaal, wat is die dinge wat regtig saak maak in my beroep, in my familie, in die gemeente, in beplanning, in tyd en rus. Wat laat my die beste rus? Ek moet gaan mooi dink en voor die Here bepaal, wat is dit wat die Here wil hê dat ek in elke ding moet gaan doen en daai prioriteite bepaal, toeëien en doen. As ek in een aspek meer doen as wat eintlik ek behoort doen, dan beteken dit noodwendig dat sekere ander aspekte gaan uitval. Ander prioriteite wat dalk eintlik ook prioriteite is, gaan uitval, of ek gaan uitbrand en die balans van my lewe verloor. Dit kom erop neer, wat is God se wil? Elkeen moenie onverstandig optree nie, sê Efesiërs 5, maar probeer te wederkom wat die Here wil dat jy moet doen. Nie maar doen wat voorhande is, nie maar doen wat ek dink nie. Wat wil die Here hê moet ek doen, sodat ek die pakket van my lewe kan leef tot sy eer? En ons moet prioriteite stel en baie keer verwar ons dinge. Ek het dit ook al voorheen gebruik, maar wat ek ook maar gelees het iewers, ons verwar baie keer lewenskwaliteit met lewensstandaard. Of ons verwar suksesvolheid met betekenisvolheid. En partykeer jaag ons so na sukses, maar ons het nie betekenisvolheid. Ons moet mooi gaan bepaal, wat is die ware van alles? Ons moet daai prioriteite gaan bepaal. Of ons verwar goeie dinge met belangrike dinge. Daar's baie goeie dinge, maar alles is nie so belangrik. Ons verhoog baie keer tydelike prioriteite bo ewige prioriteite. Dinge wat ons ewigheid raak, word op die agtergrond geskuif. En hier en die nou kry al die aandag uit die prioriteit. Prioriteite. Nie wat kan alles gedoen word. Nie wat is goeie dinge om te doen nie. Nie wat is opbouende dinge om te doen nie. Die vraag is, wat se goeie opbouende dinge moet ek doen met my gawes, in my konteks, binne die tyd en die fase waarin ek nou is. En dis die punt, vir Paulus was dit deel van sy lewe. Ons sien hoe hy nie alles gedoen het nie, maar hy het gelei deur die Gees sy bediening aangepak. Ons sien in Handelinge 16 vers 6, hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in die provinsie Asië te verkondig. Dis 'n vreemde boodskap. Die woord moes nog oral verkondig word, maar hulle moes gaan na Frigië en Galasië toe en nie na Asië toe. Nou, of Handelinge 16, daar het Paulus in die nag 'n gesig van 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en kom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. En dan staan daar nadat Paulus die gesig sien het ons so gou moontlik vir dag gereed gemaak en na Macedonië toe vertrek, omdat ons tot die oortuiging kom dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Alles gaan oor, wat is God se wil? Ek vra nie net, wat is die nood nie, wat is die omstandighede, wat wil mense van my hê nie? Wat wil God hê in die pakket van jou lewe? Wat is God se wil vir jou lewe? En dan bepaal jy prioriteite. In elke aspek binne die pakket, maar ook in die pakkette geheel binne die bepaalde seisoen waarin jy lewe. God sal nie van jou meer vra as wat jy in sy naam en sy krag kan gee en doen. En daarom sit stil en beplan en oordink
voor die Here oor die dinge wat jy in jou lewe moet doen. Nou, ons moet gaan stil sit. Seker die belangrikste ding wat ons prioriteit aan moet gee, is ons moet gaan stil sit voor die Here en bepaal wat moet ons doen. Ons kan nie maar net 'n klomp goed doen nie, maar ons moet gaan bepaal en dan die belangrikste goed eerste in ons lewe inskeduleer. Nou, dis soos die bak met klippe, daar was 'n bak en dan sit die professor nou 'n klomp klippe in, dan vra hy vir studente, is dit vol? Dan sê hulle, ja, hy's vol, maar dan gooi hy klein klippies binne die bak, en dit gaan tussen die groot klippe in, en sê, is dit nou vol? Ja, sê hulle, is vol. Dan gooi hy sand tussen die klein klippies in, en op die ouend gooi hy water in, en die lesie van die storie is, jy moet eers die groot klippe insit. As jy eers die sand ingooi, gaan die groot klippe nie inkom. Jy kan baie dinge doen, maar sorg dat die belangrikste dinge, dit wat jy glo God se plan vir jou lewe is, eerste in jou lewe plek kry en realiseer. As baie keer hierdie 80-20 beginsel of die Pareto beginsel wat hulle dit noem. 80% van die gevolge kom eintlik uit 20% van die insette. So ek moet mooi gaan dink, wat se insette moet ek gee wat werklik resultate gee, of wat gee net insette, maar gee nie eintlik resultate nie. Hulle sê ook, hulle doen baie navorsing, tot 40% van die tyd gaan in die laaste 5% van die projek in die laaste 5% van die resultate. Soms is dit dan ook net goed genoeg. Ons moet mooi gaan dink, en voor die Here bepaal, is ons inset so dat dit werklike uitset regverdig en dat daai uitset in lyn is met God se wil en God se doel vir ons lewe. Ja, seker een van die groot dinge ook is net gaan stil sit en vra, wat steel jou tyd? Die grootste tydstelers vandag is sekerlik die verkeerde gebruik van sosiale media, TikTok, screentyd met die voor en so meer. Maar wat steel jou tyd? En breek daarmee, sodat jy by God se prioriteite uitkom. Maar dan, as alles gesê is, die teorie is deurgetrap, en ons het al baie keer het mense dit vir mekaar gesê, en die skrif is op soveel plekke duidelik daaroor. Dan is die ding net, moet jy dit in jou lewenspraktyk gaan toepas, en jou lewenspraktyk moet jy aanpas. Daai woorde van nee, of ek gaan nie nou daarby kan uitkom nie. Dit moet deel van ons woordeskat wees. Nie maar sommer net om jou verantwoordelikheid te dodge nie, maar om te kan sê, ek gaan nie nou daarby kan uitkom nie. Met die bedoeling, ek het dinge wat die Here, ek glo die Here nou oor my pad plaas, en daardie dinge moet ek eerste by uitkom. Ons sê altyd, nie, ons moet besef, ons sê altyd nee vir iets. Jy wil miskien sê, nee, ek wil nou nie nee sê nie, maar as jy ja sê vir die ding, beteken jy sê nee vir hierdie ding. Baie keer is die nee, sê jy nee vir jou gesondheid, of vir jou verhouding met die Here, of jou verhouding met mense, verhoudinge met mense, maar jy sê altyd nee. So baie keer sê mens, ja, ek wil nou nie nee sê nie, ek sê maar ja vir alles, maar dit is nie waar nie. Deur ja te sê vir alles, of sekere dinge, sê jy eintlik nee vir belangrike dinge, soos jou verhouding met die Here. Ons moet eerder sê, nee, ek kan nie, of ek kan nie nou nie, want is nie vir die dinge wat nie deel is van my roeping nie. Dinge wat nie deel is van my top 16 prioriteite wat ek voor die Here uitgemaak het. Ek moet tydjie net nee sê vir dit wat mense van my verwag, maar nie regtig is wat ek glo ek moet doen nie. Nee sê vir dinge wat ek bloot doen om skuldgevoelens te vermy. Ek moet nee sê vir dit wat nie bydra tot jou 'n unieke pakket van lewe wat jy glo vir die Here bepaal is, en waardeur jy die Here moet verheerlik. Jy moet tydjie nee sê vir geld en 'n lewensstandaard wat so hoog is, dat ek so hard moet werk, en soveel moet verdien, dat ek balans van my lewe verloor. Sê nee vir die regte dinge, sodat jy inderdaad vir die regte dinge ja sê. En mag God gee dat ons sy wedloop, God se wedloop, opnuut sal sien en omhels. Dat ons al hoe meer God se plan vir ons lewe sal leef. Mag ons God se prioriteite stel, God se prioriteite vir ons lewe stel en najag. God se plan en God se roeping sal genoeg wees. Dit sal lewensvervullend wees. Dit sal ons by die wenstreep bring. Dit sal ons groot vreugde en 'n vrede gee. Ja, mag die Here gee dat ons saam met Paulus om so sal volg, dat ons aan die einde van ons lewe kan uitroep, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik, die regte wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd
volghou. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, in hierdie gejaagde lewe waar daar soveel dinge is wat op ons afstorm, wil U ons net tot rus bring voor U. Wil U ons net stil maak, sodat ons by U kan stil sit en weer opnuut kan bepaal wat is regtig belangrik. En dat ons, ja Here, elke dag weer prioriteite vir U kan bepaal, om te vra wat wil U hê moet ons doen. En dat ons dit met oorgawe doen, met moeite, met krag, Here, maar in die wete dat dit wat ons doen ons ons doen dit omdat U wil is en ons doen dit volgens U wil. Ja Here, ons bid dat U die mag van die rotte reusie sal breek in ons lewe. Dat U die gejaagdheid in ons sal breek. Dat U hierdie behoefte om net almal enige ding wat op ons pad kom aan te vat en mense te probeer please, Here, dat ons daarmee sal breek, maar dat ons net U sal volg, dag vir dag, tree vir tree, sodat ons die wedloop wat U vir ons gee, inderdaad sal voltooi, en dat ons U daardeur sal grootmaak. Ons bid hierdie gebed uit genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met U elkeen. Amen.